Weer eens 'n voorreg vir my vanmôre om die woord van die Here met u te deel. Ek het hard probeer en ek weet Wessel help my altyd en hy was veronderstel, ek gedink hy's nog in die wildtuin, hy en Marie en ek wou ietsie by hom geweet het, maar ek het probeer om die titel ook in Afrikaans te vertaal, maar hy klink net nie heeltemal reg nie, maar I want to speak this morning on when duty and destiny collide. Nou die naaste vertaling is wanneer pligte en die lot bots. En ons moet vanmôre versigtig wees. We need to be careful because there are in some religions and especially in psychology the reference to fate. And I will touch on that in a few moments, but when we look at the word of God, we see that ons was bestem tot iets. God het nie die mens gemaak net sodat hy kan aangaan soos hy wil en kan doen net wat hy wil nie. Ons kan kies, ja, wel om dit te doen, maar God het 'n plan vir elke persoon. En ek dink vanmôre as jy ouer is, sal jy dit mooi verstaan, want ons het planne vir ons kinders. Ek dink nie daar's 'n ouer wat wanneer die ouer paar uitvind dat die mamma swanger is en van die swangerskap al begin hulle dink, hoe gaan die kind lyk en gaan dit 'n seentjie of 'n dogtertjie wees en dan word die babatjie gebore en dan gaan hy eerste 3-4 jaar verby en dan sit skielik wat 'n kleuterskool. En ons druk nie ons kind sommer in enige kleuterskool en later is dit laerskool en ons gaan vind uit wat's die beste laerskool en dan hoërskool en dan later is dit die keuse van 'n loopbaan. We have a plan for our children. Ons plan en begeerte is dat ons kinders iets sal bereik en sal word wat hulle bestem is om te word. Maar ek wil vanmôre 'n skrifgedeelte lees in Johannes hoofstuk 4, vers 4 tot 10. John chapter 4, verse Sychar. Near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was, beteken dit was 12 uur in die middag, die warmste tyd van die dag. A woman of Samaria came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. A Jew asked a drink of me, a Samaritan woman, for Jews have no dealings with Samaritans. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and he would have given you living water." Nou uit die staanspoor vanmôre as ons hierdie skrifgedeelte lees, dan lyk dit of hierdie afspraak, hierdie ontmoeting per ongeluk was. Dit lyk asof die bymekaar kom van Jesus en hierdie vrou by die putte, maar net toeval was. Jesus het 12 uur daar aangekom en sy 12 uur daar aangekom en hulle het maar net ontmoet. This meeting, I will tell you this morning, was very deliberate. It was calculated. It was planned because of verse 4. Dit was met opset en met fyn beplanning is dit beplan, want vers 4 sê, die Bybel sê, Jesus het gesê, ek moet na Samaria gaan. Die Here doen nooit iets per toeval nie. Die Here doen nie iets en dan ewe skielik besef hy, wel iets het gebeur en nou moet ons die saak hanteer nie. Hy het geweet, hy moet op daardie tyd in Samaria wees. En daardie tyd waar daar seker, en ek dink vandag nog, is daar geweldige, amper 'n rasseprobleem daar tussen die Jode en die Samaritane. But I want to tell you this morning that Jesus does not concern himself about culture, color or language. Hy sê, as ek jou behoeftes sien, is jy belangrik genoeg en ek sal vir jou onderneem.
Maar hier is iets wat gebeur. I want to speak on the word duty. Ek wil bietjie stil staan by die woord pligte. The word duty in the English dictionary says a moral or legal obligation, a responsibility. 'n Plig is 'n morele of wetlike verpligting, dis 'n verantwoordelikheid. En ons vind dat hierdie vrou se plig was om water te gaan haal. Vandag is dit baie anders. Ons draai 'n kraan oop en daar's water, of ons het water in 'n houer wat ons by die suiweringswinkels kry, maar in daardie dag was dit deel van die vroue se taak om by die put van die stad water te gaan skep en dan in houers na die huis toe te bring, en hulle dit gewoonlik vroeg in die oggend of laatmiddag wanneer dit koel is, het hulle dit gaan doen. Dit was een van die baie take wat hulle moes verrig. En ons vind vandag in die samelewing en selfs in ons huisgesinne is daar baie pligte. Mamma sal sê sy het die meeste pligte van almal, en pappa sal sê ja, maar syne is die verantwoordelikste, en boetie en sissie sal sê ja, maar as hulle dit nie hoef te doen nie, sal hulle darm 'n lewe hê. So almal het hulle uitsig en hulle idee van pligte, maar ons kan nie daarvan verbykom nie. Almal in die familie moet saamwerk, saam pligte doen, sodat dinge in die familie beter kan werk. Duties. En party take en pligte is onaangenaam, ander is lekker om 12 uur in die middag. She comes at 12 o'clock in the afternoon. I want to tell you this morning, for her it was an inopportune time, but for Jesus the timing could not be better. Partykeer sê jy, ag man, die tydsberekening was net nie reg nie. Ag, ek wens net dinge was 'n bietjie anders, en vir jou sê, die Here sê, dit kon nie 'n beter tyd en 'n plek gewees het nie. Moenie vanmôre mismoedig raak nie. Moenie vanmôre sê, man, ek wens net dinge kan verander. Want die probleem is, ons wil baie keer hê dinge moet wees soos ons wil hê dit moet wees. En intussen het die Here die ultimate plan. This seemingly inopportune time was an opportunity for a one-on-one encounter. Want die Bybel sê, die disippels het in die stad ingegaan om kos te koop. En somtyds gebeur dit dat Jesus jou op bare siekte of iets gebeur in hulle lewens en hulle vind hulle in 'n hospitaalbed, maar kort verlang, ek het al baie mense hoor sê, toe ek op my eie is, toe almal my kamer verlaat het en huis toe gegaan het, en ek daar alleen was, het ek besef, ek is nie alleen nie, maar die Here is met verhouding met die Here hervat het. Dis waar ek net weer perspektief gekry het of God's great love for us. He'll bring us to a place where we need to stand still for a while. Gistermiddag toe kry ons die WhatsApp van ons sekretaris-generaal van die kerk, pastoor Renier Pelser, wat gesê het, bid vir pastoor Jannie Kalitz, wat 'n hartaanval gehad het. Hy's in 'n intensiewe sorgeenheid, en een van die uitvoerende raadslede wat op die groep is antwoord, en hy sê die volgende, hy sê, my brother, you need to listen to your body. Maybe you should 'n boodskap uitoordeel of om neerhalend te wees, maar is so waar, ons kan so besig raak met ons pligte, so besig raak met wat van ons verlang word, so besig om seker te maak, daar's geld vir die familie, om seker te maak, alles word betaal, om seker te maak, daar's kos in die huis, en sien, dat Jesus sê, ek wil jou lewe verander, ek wil jou omstandighede, wil ek kom ingryp. She came 12 o'clock in the day. Vroegoggend, laatmiddag, wanneer dit koel is, het al die vrouens uit die stad by mekaar gekom. En ek kan net dink hoe dit geklink het.
Almal klets en gesels en lag en giggel en gaan te kere en bespreek almal en alles en dit was 'n daad gemaak en die kinders hulle frustreer het hulle uitgesien na vroegoggend en laatmiddag om net by mekaar te wees en net te gesels, want manne ons weet, vrouens praat. En vrouens, die mans is stil en dit frustreer jou, want jy wil net praat en jou man sê net, ja. So hulle sien daarna uit om net te praat en laat dinge net 'n bietjie sin probeer maak voordat hulle weer huis toe gaan en weer na die stilte terugkeer. Die mans was seker net te bly dat hulle ook nou al hulle gepraat het en dat hulle net die nodigste hoef te sê by die huis. Maar daar's 'n rede hoekom sy 12 uur gegaan het. Sy was nie baie gewild nie. Die ander vrouens het haar nie regtig aanvaar nie, want she had a reputation. Jy sien, hulle het geweet, sy het al 5 mans gehad, en die man saam met wie sy bly, is ook nie haar man nie. Die Bybel sê nie, maar as ons tussen die lyne lees, kan jy jouself indink, hoe haar lewe moes gewees het. En laat ek jy herinner, dis nie noodwendig dat sy die skuldige was nie. Want in Bybelse tyd onder die wet kon die man 'n brief skryf en hy kon sy vrou skei. Hy kon na die priester toe gaan en hy kon maar net 'n paar voorbeelde gebruik en 'n paar verskonings en hy kon maar net gesê het ek wil 'n brief van egskeiding hê en dit was hom toegestaan. Jy sien wat ons nie van mense weet is belangriker as wat ons weet. Somtyds kritiseer ons mekaar so maklik, ons sê mekaar so vinnig sleg, dan later vind jy uit, wat gaan eintlik in daai persoon se lewe aan, en dan voel jy regtig soos 'n dwaas. Jy voel so jammer, want jy het sommer net jou mond gespoel, maar as jy die moeite gedoen, sommer net uitsprake gelewer het, sou jy dalk baie meer geleer het, en met baie meer empatie, en dalk jou arms om daardie persoon se skouers geslaan het en gesê het, weet jy wat, ek wil graag net vir jou bid. Daar is niks wat ek aan jou saak kan doen nie, maar wat ek wel kan doen is om jou hier aan die voete van die Here te kom neerlê. Ons weet nie wat die redes was vir die egskeidings nie. En weet jy wat, in haar desperaatheid om aanvaar te word, sy is verwerp, dalk deur haar ouers, dalk deur haar familie, dalk deur haar vriendinne, omdat sy gedurig geskei word, en dan ook die man saam met wie sy leef was, ook die wet het dit verbied. Mense 'n probleem het met die huwelik, daar's 'n tendens dat die huwelik nie meer so belangrik is nie, ons kan maar net by mekaar intrek, en wel, as dit nie werk nie, dan werk dit, en ons gaan na iemand anders toe. Laat ek vanmôre vir jou sê, een waarheid oor die huwelik, is dat die huwelik 'n verbond is, wat God erken, en wat God seën. En deur God geseën word, ervaar jy dubbel die seën, want is die seën wat op elkeen is, wat nou verdubbel word, want 2 word nou 1. En laat ek jy net herinner dan wat Hebreërs 13 vers 4 sê, of 4 vers 13 sê, hy sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal die hoereerders sal hy veroordeel. Egbrekers en hoereerders, egbreek, in die Griekse woord is moikos. Dit beteken as jy in die huwelik is, en jy het enige vorm van seksuele gemeenskap met iemand anders, is dit egbreek. Hoerering kom van die Griekse woord pornia, waarvan pornografie afkom, en dit beteken uitsluitlik dit, enige seksuele verbintenis of intimiteit met iemand, as jy of daardie persoon nie getroud is. Vir my kwaad word nie,
Inteendeel, as jy doen, is dit 'n teken dat die Gees van God met jou praat, want die woord van die Here bly die waarheid. Dit is ons maatstaf, dit is waar volgens ons leef, soos die landswette van ons land. As ek in die moeilikheid is by die land en ek kom na my prokureur en ek sê van hoor jy, ek is nou aangekla vir dit of dat en dis die ding en ek raak kwaad vir die wat my in hegtenis geneem het en hy sê vir my, ek soek 'n prokureur wat vir my sal sê, hoor jy Dirk, my vriend, jy's in die moeilikheid. Hoe jy die wet sien, hoe jy dit interpreteer, wat jy daarvan dink, maak nie saak, die regter gaan jou oordeel volgens wat die wet sê. So ek dink ons moet net hier sit en beplan en ons moet net kyk en sê, is daar dalk versagtende omstandighede? Die feit is, jy het die wet oortree, maar dalk kan ons tot die hart van die regter deurdring. Dalk as jy begin om te sê, ek erken skuld. Edelagbare, ek weet ek het oortree, ek besef die erns van die saak en die oortreding, maar ek is jammer en ek is bereid om te boet daarvoor. Dis waar die verskil kom. En ons vind dat hierdie vrou leef nou saam met hierdie man. Inteendeel, die wet het vereis dat hulle hom en haar buite die stad neem en hulle stenig totdat hulle dood is. Dis die ewel en die gruwel wat dit in die oë van die Here was. En vandag eintlik nog steeds is. Maar Jesus kom. Vanoggend as kinders van die Here het ons ook 'n klomp pligte wat ons geloof raak. En nommer 1 is, ons het 'n plig om te bid. Die Here Jesus sê, bid sonder ophou, en ons kan nie verwag om te groei in ons verhouding met die Here, as ons nie bid en tot hom nader nie. Ek sê nou die dag vir iemand, 'n ware vriend is iemand wat in liefde jou kan vermaan. Nou vermaan in die Afrikaans is altyd, ons konnekteer dit met oordeel en om vir ou te sê net wat hy reg of verkeerd doen, maar om te vermaan is eintlik, die Engelse woord is to exhort, which means to build up. Dit beteken om jou te stig. Maar 'n ware vriend is die wat na jou toe sal kom en sê, my vriend, omdat ek lief is vir jou, moet ek vir jou bewus maak van die volgende, en partykeer maak die waarheid seer, maar die waarheid sal jou ook vry maak. 'n vriend wat kan sê, weet jy wat, dit waarmee jy besig is, gaan jou ondergang beteken. Hierdie pad waarmee jy wandel op hierdie oomblikke, is 'n pad waarna die verderf toe lei. Ek wil jou help, ek wil jou bystaan, sê my wat ek kan doen om jou te help. Daar was 'n tyd in daardie vrou se lewe waar sy lekker in die geselskap saam gesels het, saam gelag het, maar sy is nou nie meer deel van hulle nie. Sy is verwerp. Sy kom in 'n toestand van skuld. Sy kom op 'n tyd wanneer sy alleen na die waterput toe kom, en Jesus kom, want sy het vergifnis nodig. Die grootste van alles, sy moet haarself vergewe. Soveel keer wanneer mense wat oor die spreekwoordelike tou getrap het, waar die man sy vrou verneek, of die vrou haar man. En weet jy wat is die moeilikste van alles? Nie die vrou wat die man moet vergewe, of die vrou die man nie, of die man die vrou nie. Dat is die individu wat skuldig is, wat hom of haar self moet vergewe. En hierdie vrou het vergifnis nodig. Dis die tweede plig wat ons as kinders van die Here het, is om vergifnis vir mekaar te bied. So graag as wat ons vergifnis wil hê, moet ons bereid wees om vergifnis te gee. En dan derdens, thirdly, we are to be diligent. Ons moet toegewyd wees in ons getuienis van Jesus Christus, om die boodskap uit te beeld. But we find that her duties brought her to the well, but it was
an opportunity for her duties and her destiny to collide. We find a terminology called fate, which means a predetermined course of events beyond human control. A typical response to a belief in fate is resignation. We can't change, so why do we even try? And this is called fatalism. Fate leads to fatalism, and it is not biblical. We don't live according to fate, but we live according to what God has destined for us and what God wants for us. Maar die belangrikste van hierdie geliefdes vanmôre is dit: ons het altyd 'n keuse. Here Jesus het gekom, haar pligte het haar daar gebring, maar die lot van Jesus het hom daar gebring om haar lot te herfokus, om te sê, jy's nie besonder, en dat jy kan word wat ek jou bestem het om te word. Die Here sê, ek ken my gedagtes aangaande jou. I know my thoughts toward you, saith the Lord, thoughts of goodwill. Hy wil hê, dit moet met ons goed gaan. Maar die eerste prioriteit van ons ongelukkig 'n verwronge persepsie vandag, dat as dit materialisties en finansiëel met jou goed gaan, dan gaan dit goed met jou siel, dan gaan dit goed met jou verhouding met God. Maar laat ek u vanmôre herinner aan 'n man met die naam van Job. Job wat die rykste man op sy tyd was. In 'n oogwink verloor hy alles. Maar Job leer vir ons, jou identiteit lê nie in jou besittings, jou vermoë en jou suksesse, jou rang en jou titel en jou status in die samelewing nie. Hy het gesê, die Here is my bron. Een wat toegelaat het dat ek naak in hierdie wêreld inkom, en hy weet, naak sal ek hierdie wêreld verlaat. Hy sê, loof die Here ten spyte van my verlies. Want hy het al sy klein vee verloor. Hy het tot sy 10 kinders verloor. En dan die persoon wat eintlik by hom moes gestaan het, hom vermaan het, hom gestig het, hom opgebou het, sy vrou kom en sê, vervloek God, dat hy jou kan doodmaak en dat jy van hierdie ellende verlos word. I'll say it in English, he says, though he slay me, yet shall I trust him. Ek weet nie wat u vandag deurmaak nie. Ek weet nie wat jou hart bekommer en jou ontstig vandag nie, maar weet dit. Die eerste prioriteit van God deur sy seun Jesus Christus is dat ek en jy met die Vader verenig word. Want dis in en deur die vereniging met die Vader dat al die ander seëninge in plek kom, en inteendeel sou daar dalk 'n ontbreking wees van die seëninge wat ons graag wil hê. Die kosbaarste is my verhouding met God wat sal bly tot in ewigheid. Die Here Jesus het self verwys na die ryk jong man wat gesê het, ek het hard gewerk. Ek het alles ingevorder, ek sal my skure afbreek, ek gaan groter skure bou, ek gaan alles wat ek het uitbrei, en ek gaan net meer en meer, en die Here sê vir hom, jou dwaas, vanaand sal jou siel van jou geëis word. Waar sal jy in die ewigheid wees? Die vrou kom na die put, maar daar was 'n goddelike afspraak wat deur Jesus bewerkstellig is. We find that the Bible says he was created with the ability to make moral choices, and that he is responsible for those choices. The fall of man was not a predestined or predetermined of a puppet master in the form of God. Hy sal verkeer, en so vandag geliefdes het ons nog steeds daardie voorreg van keuse. Het vanmôre self gekies om hier te wees. Jy kon gekies het môre om in die bed te bly, maar jy het nie. Jy het vanmôre jou God gegewe
voorreg om te kies uitgeoefen. En so doen ons dit elke oomblik van elke dag, maar weet dit met hierdie God gegewe voorreg, moet ons dan ook pa staan en die gevolge dra van dit wat ons kies. Adam and his wife had the ability to choose obedience with its attendant blessing, or they could have chosen to be disobedient with its consequent curse. They knew what the result of their decision would be, and they were held accountable. Ek wil vanmôre vir u sê, wat ook al u keuses in die lewe is, jy bly aanspreeklik. Jy en jy alleen. Ja, ons kan beïnvloed word deur ander. Ek kan deur vriende selfs onder druk geplaas word om iets te doen en te sê, maar op die einde van die dag moet ek rekenskap gee hoekom ek die keuse gemaak het wat ek maak. This theme of being held accountable for our choices continues throughout Scripture. Proverbs 22 verse 8 says, "He who sows wickedness reaps trouble." Proverbs 14:23 says, "All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty." Romans 13 verse 3 says, "Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commit." Reference to 19 in a summary says, "Many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction." Proverbs 6 verse 32 says, "A man who commits adultery lacks judgment. Whoever does so destroys himself." Revelation opsetlik kies om te sondig. Kan ons nie die lot blameer nie. Ons kan nie vriende blameer nie, ons kan nie enige iemand behalwe onsself blameer nie. Want Jakobus 1 vers 13 en 14 sê ook in opsomming, "When tempted, no one should say, 'God is tempting me.' For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone, but each one is tempted when he by his own evil desire is dragged away and enticed." Die interessantheid is baie keer dat mense uit hulle eie keuse om nie die wil van God te volg, en dan die verse 3 says, "A man's own folly ruins his life, yet his heart rages against the Lord." Is soos 'n kind wat 'n opdrag van sy ouers ontvang en doen doelbewus die teenoorgestelde, en wanneer hy uitgevang word en gestraf word, dan sy kwaad vir sy ouers. Die feit is, jy het geweet en jy het besluit en gekies. Scripture also teaches us that we can choose to have faith. The Bible says in John 20 verse 27, "Be not faithless, but believing." James 4 verse 2, the Bible says that God teaches us that He is in charge, but at the same time He has given us the freedom to obey or disobey Him, and there are some things that God only answers to in prayer. God blesses the obedient. He is patient with those who disobey, even to the point sometimes of looking and seeming as if He's not doing anything. Pas op vanmôre, moenie dink omdat jy nie die gevolge dra van jou keuse, dat God dit goedkeur nie. Moenie dink vanmôre dat God vergeet het daarvan nie, maar ek pleit by u vanoggend. Hierdie vrou het by die put gekom, haar lewe was dieselfde elke dag, maar kyk vir die oomblikke, wanneer jy jou pligte uitvoer, wat dit ook al is, vra die Here om jou te vra om die geleentheid raak te sien, wanneer Jesus vir jou sê, ek kan vandag 'n stop sit aan hierdie pligte wat jy elke dag uitvoer en niks verander nie. Jy kan nie 'n verandering verwag as jy altyd doen wat jy altyd.
To change something, you have to change what you are doing. Want jy sien wat gebeur het. Toe Jesus vir haar sê, gee my iets om te drink, en sy sê, maar ek kan nie vir jou iets gee om te drink nie, ons het niks met mekaar te doen nie, en Jesus sê vir haar, as jy geweet het, wie met jou praat, en wie jou vra, om water te gee, kon jy van daar die lewende water, en dan bevestig sy sê dit met haar eie mond, sy bely en sy sê, sodat ek nie elke dag moet kom, en water haal nie. Jy sien, dis ons gevaar. Partykeer wil ons God net ken, om ons pligte te verminder, om ons lewens geriefliker te maak. Maar in plaas sê die Here, my verhouding met jou gaan nie oor gerief, het gaan gepaard met seëninge uit die hand van die Here. It is our destiny to be sons and daughters of God. Romans 8 verse 28 and 30 says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. Verse 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus, for good works we do as we follow him. Psalm 138 verse 8 says, the Lord will fulfill his purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Geliefdes, u en ek is die handewerk van God. Die Bybel sê, toe ons in ons moeder skoot was, het hy ons kunstig geweef. Die mens is die enigste skepping wat God nie met sy gesproke woord geskep het nie. Gaan kyk in Genesis, alles wat in vervulling, alles wat gemaak is, elke dier, elke plant, elke berg, elke rivier, het God gespreek, maar toe hy die mens maak, sê hy het hom uit die stof van die aarde gemaak. En die oorspronklike Hebreëse en Arameese vertaling is Yatsar, wat beteken, toe God by mekaar gemaak het, het hy gedruk en gepers. Hy het dit nie met woorde gedoen nie, maar met sy eie hande. Toe hy later vir Adam sy hulp gee, Eva, het hy diepe slaap op hom gebring en 'n ribbebeen verwyder, en die Afrikaans het hom korrek vertaal uit die Hebreëse en Arameese, wat is baunau, wat beteken om te bou. Om iets te bou uit iets wat reeds bestaan. Weereens het God nie 'n gesproke woord gebruik nie, maar sy hande. En terwyl die musikante vorentoe kom, sê hy daar in Psalm, hy sê, jy is kunstig, in jou baarmoeder van jou mamma is jy geweef. Vir my so opvallend, wanneer ek in die oggende hier instap, en ek hier's 2 of 3 tweelinge hier in die gemeente, en Tian en Bianca het aan ons jongste, nuutste lidmaat versorg. En ek kyk na daardie kindertjies wat glimlag met oogies, met vingers en tone. Ek besef net hoe kunstig. Dit sê vir my hoe belangrik jy vir God is. Dit sê vir my vanmôre die feit dat die Vader die Seun gevra het om aarde toe te kom, om vir die verlore mens in sonde te sterf, sê vir my hoe belangrik jy vir God is, so ongeag vanoggend waar jy is in die woord van God, of jy skuldig of onskuldig is, of jy voel, sê Here, vandag was 'n goddelike, and I thank you for this opportunity. Die botsing tussen pligte en die lot spreek van een ding. When duty and destiny collide, it's a real moment.
You have to be real with yourself. Jy moet bitter eerlik met jouself wees. Die handskoene word verwyder. Jy moet hierdie saak kaalvuis aanpak. Sy het die hele tyd geleef met die swaard van die wet toe bring. Hy het vir haar gesê, dit weer waarvoor ek jou bestem het. Dat in ons verhouding, confront, jy verander, 'n hulp kan wees. You have to confront and overcome your past to experience your future. You have to deal with your duties to embrace your destiny. She went into the city and did, could this be the Christ? As hy vanmôre tot jou herinneringe bring, dinge wat jy gedoen het, dinge waaroor jy skaam is, dinge waaroor jy nie trots is nie. Jy kan dit vanmôre voor hom bely. Jy kan vanmôre sê, Here, ek is jammer vir dit. Here, ek wil dit vanmôre neerlê en dit laat staan. Ek kan vanmôre, wil ek sê, ek wil leef vir U. Vader, soos wat ons vanoggend die woord kon hoor en in realiteit ingeruk word, waar ons na onsself kan kyk deur die spieël van die woord, en soos wat die prediker met die profetiese krag van die Heilige Gees dit oordra aan ons elkeen se hart, miskien vanoggend in onsself openbaar, waar ons kan sien dat ons aandag baie maal afgetrek word deur allerlei ander dinge, en dat ons die realiteit van wie U is en die oomblik wat U met ons lewens beplan, partymal mis. Bid ek in Here in Jesus naam in hierdie oggend dat elkeen van ons sal duidelikheid hê en sal helderheid hê in ons verstand en ons harte sal rig na U leiding van die Heilige Gees. En Here, dat ons sal wakker word en sê, Vader, lei my voete, lei my hande, elke tree wat ek neem, dat ek nie sal aanhou stap soos wat ek altyd gestap het nie, maar dat ek sal stap deur die leiding en die werking van die Gees. En dat my aandag nie afgetrek sal word deur die glitter en die glamour van hierdie wêreld nie, maar dat ons sal fokus op dit wat ewigheidswaarde het. Dankie Jesus, dankie Here vir die Gees wat in elkeen van ons werk, en dat U die naprediker is van hierdie woord. In Jesus naam, amen.